lees vanaand twee gedeeltes. Ons lees eers by die evangelie volgens die beskrywing van Johannes, hoofstuk 21. Daarvan lees ons vers 1 tot 19. En dan lees ons met Handelinge 1, vers 9 tot 11. Lees dan eers Johannes 21 vanaf vers 1. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog twee ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en na skip geklim, maar daardie dag het hulle niks gevang nie. Toe het lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat hy is nie. Jesus vra hulle toe, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal jy iets kry. Die net toe daar uitgegooi en vanweer die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boelui was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skei gekom en die net met die visse gesteel. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Het was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. En een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is hierdie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Weer is hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer. Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom 'n derde keer. Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? Hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sy verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Dan lees ons uit Handelinge 1, vers 9 tot 11. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hy dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stil na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so in die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat
van julle af van die hemel toe opgeneem is, sal net so teruggaan. Sal net so terugkom na julle toe, soos julle hom in die hemel sien opgaan het. Sover is Skriflees en broers en susters, elkeen wat kan hoor en luister na wat die Gees vir die gemeente sê.